Hartlike goeiedag aan jou. Ek het eendag gehoor van 'n dogtertjie wat haar ouma se gunsteling teekoppie gebreek het. Jong, dit was nie net enige koppie nie. Dit was een van daardie dun porseleinkoppies wat vir jare in die kas gestaan het. Die soort koppie wat net op spesiale dae uitgehaal word. Jy weet mos nou waarvan ek praat. En die dogtertjie wou net help. Sy wou help tafeldek, maar haar klein handjies was 'n bietjie dom en die koppie gly toe, val en breek in stukke op die kombuisvloer. Sy het doodstil gestaan. Haar oogies het baie groot geword. Toe begin sy huil en al wat sy kon uitkry is: Ouma, ek is so jammer. Ek is regtig jammer. Nou kan jy jou indink hoe bang sy moes wees. Die ouma buig af, sy tel die stukkies op en toe doen sy iets wat die kind nooit vergeet het nie. Sy is vandag al 'n groot vrou. Sy sê nie, hoe kon jy? Of sy sê ook nie, kyk nou net wat het jy gedoen. Ai, dis nou so jammer, want dit was 'n erfstuk van ouma se ouma. Nee, sy sê, kom sit hier langs my, want jy is belangriker as die koppie. Nou, hoeveel mense het vandag nodig om dit te hoor? Jy is belangriker as wat gebreek het. Jy is belangriker as die foute wat jy al in jou lewe gemaak het. Jy is belangriker as die mislukking, belangriker as die verhouding wat nie gewerk het nie, as die besigheid wat gefaal het. Jy is belangriker as die droom wat uitmekaar geval het. Jy sien, ons leef soms asof gebreekte dinge die einde van ons storie is. Maar in God se hande kan gebreekte dinge getuienisse word. 2 Korintiërs 4:7 sê, ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die uitnemende krag van God mag wees en nie uit ons nie. 'n Erdekruik is mos broos, nê? Dit kan kraak, dit kan val, dit kan tekens dra van storms en seisoene. En tog sê Paulus, daar is 'n skat binne hierdie erdekruik. Dit beteken, jou waarde lê nie in jou ongebrokenheid nie. Jou waarde lê in die God wat binne in jou woon. Nou, net miskien voel jy vandag soos daardie koppie. Jy kyk na jou lewe en jy sien net stukke. Jy dink aan wat jy was, jy dink aan hoe jy eens geglo het, hoe jy op 'n stadium gelag het in jou lewe, hoe jy gedroom het en nou voel dit of daar net te veel krake is. Jy moet weet vandag, God is nie afgeskrik deur jou krake nie. En miskien is dit vandag ook jou grootste troos. God gooi nie gebreekte mense weg nie. Hy kyk nie na jou krake en besluit, jy is nutteloos nie. Inteendeel, hy kom nader, dan tel hy jou op, hy was jou met genade, en dan fluister hy, ek kan steeds met jou werk. Jou storie is nie verby omdat iets gebreek het nie, dit begin dalk juis hier, in sy hande, waar herstel weer asem en hoop kry. Jong, die wêreld hou van blink mense. God gebruik gebroke mense. Sit nie wonderlik nie. Die wêreld soek perfekte stories. God skryf verlossingsverhale. Die wêreld sê, steek jou wonde weg. God sê, gee dit vir my. Ek sal my lig daardeur laat skyn. Het jy al gesien hoe lig deur 'n kraak val? Soms is dit juis die kraak wat die lig sigbaar maak. Jy hoef nie voor God te kom met 'n perfekte weergawe van jouself nie. Hoekom? Want hy ken reeds die ware jy. Hy ken jou gebreekte plekke. Hy ken die skaamte wat jy dra
En hy ken die dele van jou storie waarvan niemand weet nie. En steeds roep hy jou met sagtheid en liefde in sy oë. Steeds wag hy elke dag dat jy met hom moet praat. In verhouding met hom moet staan. Sien, daardie ouma het later die koppie laat regmaak. Jy kan nog die fyn lyntjies sien waar dit gebreek het, maar sy het gesê, nou is dit vir my selfs kosbaarder, want dit vertel 'n storie van liefde groter as skade. En dit is wat God doen. Hy vat nie altyd die merke weg nie, maar hy gee betekenis daaraan. Hy maak jou nie noodwendig weer soos voorheen nie, maar hy maak jou dieper, hy maak jou sagter, hy maak jou wyser, meer vol genade, meer afhanklik van hom. Moenie jou lewe vandag meet aan die stukkies op die vloer nie. Meet dit aan die hande van die een wat bereid is om af te buk en jou op te tel. So, wat sê God vandag vir jou? Jy is nie klaar omdat jy gebreek het nie, want jy is in my hande. En in sy hande kan selfs gebreekte koppies weer stories van genade dra. Ek is Lenet Beer vir Radio Kansel.